Ja, met ons gaan dit nou heel wat beter. Ons het 'n vreeslike droë Januarie deurgegaan. Ons langtermyn gemiddeld vir Januarie is 90 mm en ons het 25 gehad. En met daai min reën was daar nog daai vreeslike hitte ook van 35 grade plus amper vir 2 of 3 weke lank. En dit het eintlik baie skade gemaak. Die sonneblom wat op die swaarder grond is, het baie swaar gekry. Ek noem dit sommer altyd, hulle staan hand in die broeksak. Hulle staan net so, wil amper sê so maar lyfie om te oorleef. En toe kry ons 2 weke terug het ons ek dink van die naweek af het ons so 3 en 6 mm en toe een keer 8 en toe weer 12 en toe weer 16 gekry wat ons goed gered het. Daar is skade. Die swaarkolle in die land het nou 'n koppie gemaak, maar hy's te klein, die stroopers gaan hom deurtrek. Hy's basies, hoe groot sal hy nou wees? Kyk, hulle moet omtrent soos 'n piering wees. Dan is dit 'n lekker size kop, want jy kyk die stroopers se plate, het moes nou so gleef as jy sonneblom stroop en dan 'n auger bo wat hulle invat en dan 'n wurmpie onder wat die stokke uittrek. En daai manier van stroop maak dat die kop moet basies met sy kante op die kante van die plate bly om in te gaan. Hierdie kleintjies gaan die stroper net deurtrek en hulle gaan seker maar 'n 10 of so putte in hê wat amper net uit nood uitgemaak word. Maar toe ons nou dan daai reën kry, tot ons nou hierdie naweek wat nou verby is, van die naweek af tot nou, het ons alweer 30 mm gehad. En ons langtermyn vir Februarie is 73 en ons staan daarom nou al op 70. So die groot skade was Januarie se tweede helfte en die vreeslike hitte het baie skade gemaak. Hier is op ons pad mielies wat in die saad is, maar wat morsdood is, wat hulle darm 'n kop aan, maar hulle het baie swaar gekry. En dan ander mielietjies wat jonger was, wat daarom nou nog gered is. Die gesaaides wat vroeg geplant is, sê maar in Oktober, so sonneblomme en so aan, hulle is beter af, want hulle is al deur gewees voor die hitte gekom het. En dan is hier sojaboontjies ook naby ons wat baie swaar gekry het. Maar dit was hoofsaaklik die hitte. Die 35 tot 40 grade wat die goed klaar gemaak het. Onder gekry het. Ek glo daar was nog vog in die grond, maar die hitte. En maar nou lyk dit baie beter en die veld is ook nou sommer weer groen. Die veld was heeltemal wit. Daar is baie kos op die veld, maar die groei was dood. En nou is dit weer groen. So ons het daarom nou nog Maart en 'n stuk van April oor wat die veld weer kan groei. So dis baie belangrik. En dan nou dat dit nat is, nou kan die goed aangaan wat daarom dit oorleef het. Die gesaaides wat op die dieper grond geplant is, hulle het dit gehou. Maar daai op die vlakker grond, soos ons nou sê pannetjies, hulle het dit nie gemaak nie. Hulle is ek gaan hulle maar afskryf. Hulle sal nie 'n oes oplewer nie. Maar nou lyk dit baie beter en toevallig nou dat ek met jou praat, val hier nou 'n lekker bytjie reën. Is daarom maar wonderlik. Ja, ons is baie dankbaar vir dit wat ons oor het na daai hitte en na daai min reën van Januarie. En 'n ander ding wat dit ook beïnvloed het, was die maansveranderings. Die maansveranderings moet vroeg die oggend wees, eintlik tussen 4 en 6 uur die oggend. En die maansveranderings van die afgelope tyd was almal in die middag. En dan is die reënkanse ook swakker. En maar nou lyk dit baie beter. Ons is nou sommer weer vol moed en nou net
die back and closure weghou van ons beeste af. Ek gaan hulle nou hoeka spuit met 'n Vitamiene A, D, E en multimin en so aan om hulle bietjie sterker om hulle immuun te maak, dat hulle gestelle sterker is. Alright, lekker dag verder, tata.